that saved a wretch like me. Amen. Amen, liewe luisteraar. Ons kyk weer na die goeie nuus, die blye boodskap, die Nuwe Testament. Dit is so belangrik om na die Nuwe Testament te kyk en te besef wat dit werklik beteken dat daar 'n Nuwe Testament is. As daar 'n Nuwe Testament is, dan word die Ou Testament absoluut van nul en geen waarde. En dit is so belangrik dat ons in die skrifte inkyk en sien waarom dit so is. Ek kyk byvoorbeeld na 1 Korintiërs 2 vers 12. Hy sê ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat ons uit genade van God ontvang het. Die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament is 'n gawe van God. Dit is 'n realiteit wat gekom het om vir ons in 'n nuwe milieu in te lei. Totaal en al verskillend van die Ou Testament. Ou Testament was die mens se werksverrigting teenoor God. In die Nuwe Testament kom God en hy kom bedien die mens met 'n volle heerlikheid waarby die mens geen bydrae het behalwe dit wat hy aan die mens openbaar nie. Ons haal baie keer die skrifgie in Galasiërs 2 vers 20 aan. Weet julle nie dat julle het saam met Christus gesterf? Dis die Nuwe Testament. Ja, Christus moes nie vir homself sterf nie. Hy het vir die mens gesterf. En omdat hy vir die mens gesterf het, is dit so goed dat die mens self gesterf het. En dit is baie belangrik dat 'n mens dit sien en absoluut verstaan, dat jy het gesterf, jy leef nie meer nie, maar Christus is nou die nuwe lewe wat na jou toe gekom het. Is daarom wat 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom is elkeen wat in Christus is 'n splinter nuwe skepping. Dit is so belangrik dat ons kyk en besef dat as jy 'n nuwe skepping is, hoe het dit gebeur? Miskien moet ek daarby begin. In Romeine 6 weer, ons sal dit baie keer nog aanhaal. Romeine 6 van vers 4 af. Hy sê ons is dus saam met Christus begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. 'n Splinter nuwe lewe, nie jou ou lewe nie. 'n Lewe wat God jou skenk, die lewe van Christus. Dit is so belangrik om te besef wat God ons uit genade geskenk het, deur sy gees in ons te plaas. Dis baie, baie belangrik. 5de vers van Romeine 6, want as ons met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons tog ook deel hê aan sy opstanding. Dieselfde as ons saam met hom gesterf het, sal ons ook die lewe hê wat hy vir ons geskenk het toe hy opgewek is. Is so belangrik dat jy sien dat aan die kruis het Christus die lewe van die mensdom weggeneem, sodat hy 'n nuwe lewe kan voortbring, wat dan die lewe is waardeur die mens 'n nuwe skepping is en in 'n nuwe lewe sal staan. So die Romeine 6 vers 6 sê, aangesien ons dit weet, dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Sonde tot niet gemaak.
is daarom wat die skrifte so pertinent daarop is. Soos 2 Korintiërs 5 vers 19, dat dit is God wat ons gerekonsilieer het deur die dood van Christus en die sonde nie weer aan ons sal toereken nie. Dis absoluut 'n vrymaking wat gekom het vir die mens, vir elke mens. Die vrymaking, dit maak nie saak in watter toestand die mens was nie. Maar hier kom hierdie blye boodskap van hierdie groot genadige God, wat sy genade oor die mens uitstort, en hy vergewe hulle sonde, neem sonde weg, sodat dit nooit weer teen die mens gereken kan word nie. Nou, dit is alles baie belangrik. Ons weet dat Romeine 5 byvoorbeeld sê vir ons hoe waarlik vry God die mens gemaak het. Dan sê Romeine 6 vers 1, hy sê, sal ons dan nou in die sonde bly? Nee, jy kan nie in die sonde bly nie. Hy het jou juis vrygemaak van sonde, deur jou lewe weg te neem, en vir jou sy lewe te gee. Nou, hier is nou 'n kritiese punt. Efesiërs 3 sê, laat Christus nou ryklik in jou woon. Hy is nou jou nuwe lewe. Christus nou jou nuwe lewe. En dis baie krities. Jy moet nou toelaat dat Christus jou nuwe lewe in jou sal wees. Dit is so belangrik, mense, dat as jy nie daardie konsep sien en ken nie, sal jy altyd spook om self iets te bereik. En jy kan niks vir God doen om hom te behaag nie, want ek dink dis Jesaja 64 vers 6, sê jou eie geregtigheid, die mense geregtigheid, is soos vodde in die oë van die Here. Nee, jy staan op die geregtigheid wat hy aan jou kom skenk het. Luister weer na 1 Korintiërs 2 vers 12. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Jy moet na hierdie rykdom waarmee hy jou verryk het in alle opsigte, soos 1 Korintiërs 1 vers 5, van vers 5 af sê, hy het die mens verryk in alle opsigte. So, dis daardie verryking, die volle lewe van Christus, wat hy jou geskenk het, so dat Christus nou in en deur jou kan lewe. Baie, baie belangrik om die realiteit te sien van die ware vrymaking wat God aan die mens geskenk het. In Romeine 6 byvoorbeeld, vers 18 en vers 22, lees so, hy sê in vers 18, hy sê, en vrygemaak van sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Vrygemaak van sonde. Jy is vir ewig, deur die kruisdood van Christus, is jy vir ewig vrygemaak van sonde, sodat sonde geen houvas weer op jou sou hê nie. Die 22ste vers lees so, hy sê, maar nou dat julle vrygemaak is van sonde, en diensbaar geword het aan God, het julle vrug tot heiligmaking, en uiteindelik die ewige lewe. Julle het julle vrug, en daardie vrug lees ons van in Galasiërs 5 vers 22. Is so jammer dat die Afrikaanse vertaling laat net geloof uit die vrugte van die Gees. Maar dis die vrugte van die Gees, en die Gees gaan die vrugte in en deur jou dra. As jy toelaat, laat God se Gees ryklik in jou woon. Dit is uiters belangrik dat ons die konsep van die skrifte verstaan en absoluut inkyk en ons vergewis van dit wat die Nuwe Testament voorstaan, wat God
kom doen, waarom het hy 'n Nuwe Testament geskenk? En as ons dit eers verstaan, dan sien jy dat jy begin die waarheid ken. Nou ons weet dat Johannes 8 vers 32 en 36 sê, ken die waarheid en die waarheid sal jou vrymaak. En as die Seun Christus jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. En dit is wat hy kom doen het. Hy het jou waarlik kom vrymaak. Elke mens is waarlik vrygemaak. Maar as jy dit nie aanvaar nie, dan word dit nie jou eiendomsreg nie en jy gaan dit nie ervaar nie. Jy moet glo in dit wat Christus kom doen het. Nou selfs dit is baie belangrik, dat jy kan nie in jou eie denkpatroon glo nie. Dit werk nie so nie. Die geloof wat jy moet hê, is 'n absolute openbaring van geloof. Omdat Christus nou in jou lewe is hy nou jou geloof. En jy moet dit wat hy voorstaan en dit wat hy kom doen het aan die kruis, kom vermag het aan die kruis, dit moet jou lewe wees. Jy moet absoluut jou daarin verlustig en dieper inkyk en sien hoe hierdie groot God jou kom verryk het in alle opsigte deur die lewe van Christus aan jou te skenk. Sy lewe was so wonderbaar en hy het 33 jaar op aarde kom leef, maar net omtrent 3 jaar sy lewe kom tentoonstel. En dit is so belangrik om te sien dat hy werklik God was en dat daar niks vir hom onmoontlik was nie. Hy wek dooies op, hy loop op die water, hy vergewe mense se sonde, genees mense. So belangrik om te sien wie hy werklik was en te weet dat hy woon nou binne in jou. Hy is nou jou lewe. En dit is die oefening wat die mens het. Die skrif sê, beoefen jou in die godsaligheid. Dit is 'n oefening waarin jy gedurig moet inkyk en jou vergewis van die rykdom wat jy in die Nuwe Testament ontvang het. En dat jy in daardie rykdom begin deelneem. Dat jy absoluut sien hoe God jou absoluut verryk het in alle opsigte. So, ons kyk 'n bietjie daarna en kyk 'n bietjie wat gebeur het. En om dit baie mooi te verstaan, moet ons 'n bietjie kyk na 2 Korintiërs 3. Geen mens kan uit homself uit 'n bekwaamheid bereik nie. Daar is nie so 'n moontlikheid nie. Daar's nie so 'n skrif wat vir jou dit verduidelik nie. Behalwe dat jy die skrifte vir jou verduidelik, waar kom jou bekwaamheid vandaan? 2 Korintiërs 3 van vers 4 af. Hy sê, so'n vertroue het ons deur Christus by God. Nie dat ons uit onsself bekwaam is, of enige bekwaamheid het, want ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het, as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter van die Ou Testament nie, maar van die Gees. In die Nuwe Testament het God sy Gees in jou hart uitgestort. Die gawes van die Gees is alles binne in jou. Spreuke in tale is maar net 'n gawe van die Heilige Gees, om jouself te verryk, jouself te versterk. Die Gees wat in jou is die Gees van God, sodat jy kan weet wat God jou uit genade geskenk het. As jy dit nie weet nie, as jy nie weet dat jou bekwaamheid is uit God nie, en dit is wat die groote meerderheid van mense nog verskriklik benadeel. Hulle probeer 'n geregtigheid van hulle eie
opwerk. En daar is nie so 'n moontlikheid nie. Jy moet dit ontvang wat God aan jou geskenk het. Ons weet mos nou, daar's die baie skriffies, 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, God het Jesus wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak met ons sonde, en vir ons sy geregtigheid geskenk. Nie jou eie geregtigheid nie, God se geregtigheid, die openbaring van geregtigheid. Net so is daar die openbaring van geloof. Jy moet dit sien. Jy moet absoluut besef dat dit is God wat jou bekwaam het en dat jy in daardie bekwaamheid wat nou in jou is deur Jesus Christus, dat jy dit begin leef in die Gees. Absoluut elke dag wandel na die Gees, nie meer na die vlees nie, absoluut na die skrifte, dit wat die skrifte jou mee verryk het. Kom daar teëspoed, dan bely jy die skrifte. Maak jy 'n fout, dan bely jy nie die fout nie, jy bely Jesus Christus as jou redding en verlossing. En jy bly in die Gees, jy bly in dit wat die skrifte vir jou bereik het. Dit is so belangrik, en soos jy dan in die werklikheid van Christus en wie hy werklik is, dit is so belangrik dat ons inkyk en sien. 1 Timoteus 3 vers 16 sê, onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. God is geopenbaar in die vlees. Toe Jesus Christus kom, toe is dit God wat geopenbaar word in die vlees. En dat jy nou begin besef hoe belangrik dit is as hierdie groot God in jou kom woon deur Jesus Christus. Hoe niks meer vir jou onmoontlik sal wees nie. Maar jy moet die kennis dra. Jy moet die oortuiging in die oortuiging wandel dag na dag, dat jy absoluut vrygemaak is van die natuurlike riekalm en absoluut in die skrifte wandel, op pad na 'n ewige stad. So belangrik is jy besef wat die verborgenhede van die skrif beteken. Dit is omtrent dieselfde as toe die 2 manne geloop het en toe Jesus saam met hulle kom loop het. En hulle ewe skielik besef dat hier is iets unieks wat hierdie man aan hulle verkondig. En toe hy later van hulle af weggaan, toe sê hulle, was ons harte nie brandend toe hy met ons gepraat het nie. En dit is openbaringskennis. Jou hart word brandend. Jy kan nie anders as om dieper in te kyk en te sien en te begin besef wat God jou uit genade geskenk het. En dat daar geen poging van jou eie is nie, of bydra van jou eie is nie. Dit is al die tyd net die gawes van God wat aan jou geskenk is. En hoe dieper jy inkyk, sien jy hoe dat jy verryk is in alle opsigte. En dit is daardie rykdom waarin ons kan wandel elke dag. Laat hy wat arm is nou sê, nee, ek is verryk. Dit is so belangrik as jy sien dat jy kan nooit weer verarmd wees nie, as jy dit ontvang wat hierdie groot God aan jou skenk. En as dit jou verblyding is, as dit jou motivering is, as dit is wat jou motiveer, elke dag, as jy opstaan 'n nuwe dag van die Here, 'n dag van rykdom waarin jy staan, want God het jou sy genade geskenk, en uit sy genade is jy nou 'n bekwame dienaar van God, en nie net 'n dienaar nie, 'n bedienaar van God. Jy kan mense bedien, want jy kan vir hulle vertel van hierdie groot rykdom wat vir hulle gekom het. Kan jy dink, hoekom is dit die blye boodskap?
dat elke mens wat dit ontvang, kan nou vir sy buurman en vir die vreemdeling wat by hom aankom, vertel hoe God hom verryk het, en hoe hy in daardie rykdom nou kan intap, en absoluut in 'n blydskap wees vir die res van sy lewe. Daarom word dit die blye boodskap genoem. As jy nie met iemand gesels en hom laat weet wat God werklik aan hom geskenk het, dan het jy nie 'n blye boodskap nie. Selfs in die gemeentes waar jy byeenkomste het, is dit die enigste realiteit wat jy kan verkondig, is die blye boodskap, die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament is geen verpligting op die mens nie. Dit is die lewe van Christus wat in jou kom woon het. En daardie lewe moet jy absoluut pamperlang, soos nooit tevore nie. Daar is 'n mooi skrifgie in 1 Johannes 4, vers 9. Hy sê, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun gestuur het in die wêreld, sodat ons deur hom kan lewe. Nie meer jou eie lewe nie, deur hom kan lewe. Hy wie jou lewe geword het. Kolossense 3 vers 4 sê, wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word. Jy sien, jy moet tot hierdie openbaringskennis kom, dat Christus, die groot God van die hemel, het nou jou lewe geword. En jy kan absoluut in daardie vreugde, in daardie blydskap, in daardie versekering, blye versekering, wandel dag na dag. Dit is so wonderlik om te kyk en te weet, dat die Ou Testament is van die verlede, daar's 'n Nuwe Testament wat nou geldig is. Prys sy groot naam. Amen.